Vader, in hierdie oomblik, Here, eer ons U vir die goedheid. Eer ons U as die God van wonders. Die God van die hemele en die aarde, die skepper, die koning. En ons kom ook nou en ons vra dat U die woord sal seën. Dat die woord op vrugbare grond sal val. En dat elkeen van ons daardeur versterk en bemoedig en bekragtig sal word. Ons eer U. Amen. Wat 'n voorreg, soos elke week, om die woord oop te breek. Mag die woord van God vanoggend jou stig en jou bemoedig. Elkeen van julle. Ons is heiliglik in 'n reeks wat ons noem van binne af. En ons ervaar dat die Here van binne af verandering, lewensverandering wil bewerkstellig. En is sommer 'n lekker praktiese reek wat met praktiese terminologie wat ek glo tot jou hart en jou gees sal spreek. Vanoggend se tema is hart swaar. Hoekom hart swaar? Want soveel van ons beleef goed wat ons harte swaar maak. Jy het ook hier ingestap en ons dinge wat jy deurgaan, prosesse waardeur jy is, ervarings soos 'n Henny en Gerda, waar jy instap en jy is eintlik besig om laste saam met jou te dra. Daarom is jou hart swaar. Jy sukkel om perspektief te kry as gevolg van dit, want daar's kwessies, daar's dinge wat gebeur het en maak nie saak hoe hard jy probeer uit jou eie krag uit, jy kry net nie daai goed afgeskit nie. Dit lê jou hart. Soveel mense glo ek en ek weet, en ek sien dit, wanneer ons met mense werk, se harte is gebroken. Op 'n stadium het jy vertrou, het jy oorgegee, en jou vertroue is geskaad. Jou hart is stikkend. Jou hart is gebroken. En as gevolg van dit is dit moeilik om jou hart oop te maak, om weer te vertrou. Het is moeilik om selfs die Here te vertrou, want jy sit met 'n hart wat skade het. Nou in die fisiese kry jy hierdie geweldige kardioloog met al die terme. Wat is daai dokter se name? Al daai belangrike groot ouens wat in die hospitale met harte moet werk. Die hart is een van die mees komplekse organe, fisies. Ook die oorsaak van die meeste dood. Maar kom ons trek daai fisiese vergelyking weer na die gees, dan wil ek jou sê, die hart van die mens is in die gees net so breed. Want as jou hart in die gees nie oop en ontvanklik en verlig is nie, dan sukkel jy. Jy steek vas. Jy kom net nie geestelik uit die staanspoor uit nie. Jy kom net nie in vryheid nie. Want jou hart, daai prentjie is vir my so relevant, sit eintlik in ketTINGS. En vanoggend wil ek net iets van dit, iets van wat die Here ek glo vir jou wil sê, oordra. Ons begin by 'n skrifgedeelte in Filippense 4. Ek het interessant genoeg laasweek Filippense 4 vers 8 en 9 bedien. Vanoggend wil ek teruggaan na Filippense 4 vers 4. Ons het groot geword as kinders met Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Filippense 4, okay. Nou kom ons lees hom vanoggend, Filippense 4 vanaf vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek al, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging van God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wat 'n aangrypende stuk, bekend, maar aangrypend.
Maar ek wil stil staan in hierdie stuk by vers 6 wat sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En dan kom hy belofte van daai vrede wat hy vir jou wil gee, die vrede wat net van hom afkom. As ek daai woordjie in vers 6 besorg uithaal, bekommerd. Die Engels praat van do not worry. 'n ander vertaling sê do not be anxious. Ek dink daai is vir my die beste woord, want wat die woord hier beskryf is 'n angstigheid. Angs hou jou hart in gevangenskap. Jy's anxious. Jy's angstig. Maar die woord daar in die Grieks is merimnao, is die woord. En ek gaan net oopbreek. Dit beteken letterlik, interessant genoeg, to divide into parts. En het verwys na a distraction, a preoccupation with things causing anxiety, stress and pressure. Wat gebeur is, jy's besig om so oor daai selfe ding te top, dat later jy breek hom op in stukke, jy sit hom weer aan mekaar, jy skommel hom, en as jy weer kan kry, jy back to square one. En jy kry nie geslaap in die proses nie. Jy kry nie ontspan, jy kry nie gerus, jy gaan op vakansie, dan is hierdie ding besig om jou heel te looi. Hy het jou in 'n greep, dis soos 'n martelaar in jou gedagtes, want jou hart is in gevangenskap as gevolg van trauma, seer, pyn, wat uit die verlede uitkom. Goed wat gebeur het, en wat jy net nie kan verwerk nie. Teleurstelling, verwyt, gebrokenheid. So daai bekommernis, daai besorgdheid, daai angstigheid maak jou hart swaar. En dis hoekom jy instap vanoggend hier en jy sit 'n mooi gesig op, jy's vriendelik, jy stap by die werk en jy's vir die oomblik vriendelik, is ons nie goed daarmee nie, ons sit hierdie maskers op, maar agter die masker is 'n swaar en bedroefde hart, gemoed. Ek kry net nie my gemoed gelig nie. Maak nie saak wat ek doen, ek het oomblikke waar daar flikkering van hoop is, maar as ek myself weer kan kry, is my gemoed terug in daai gat. Waar ek gister was en 'n week terug was. Waar ek was 3 jaar terug toe dit gebeur het, of 5 jaar terug toe dat gebeur het, of toe ek 'n seun was van 15 jaar, of toe ek my pa oorlede, of my ma. Jy hoor daai goed, dis die goed wat jou hart swaar maak. Jy voel te neergedruk, platgeslaan, uitgelewer, oorlaai, belas. En dis die goed waarvan Christus jou wil vrymaak. Dis van daai goed wat hy vir jou wil vrede gee, wat hy vir jou verligting wil gee, waar hy vrymaak wil bring. En hier's 'n kerngedagte wat ek na jou toe wil bring uit hierdie stuk uit. En ek wil hê jy moet hoor, daar's nie vanoggend 'n quick fix, daar's nie hierdie vinnige resep nie. Vir almal lyk dit anders. Ons kan vir jou bid, maar vir baie mense kom die herstelproses op verskillende maniere. Hier's 'n kerngedagte, vrede begin nie wanneer die probleem verdwyn nie. Daai probleem gaan nie oornag of in 'n oomblik, veral nie as jy in 'n situasie is waar die probleem homself herhaal nie. Dit gaan nie net sommer verdwyn nie. Vrede begin wel wanneer jy nie daai las alleen meer dra nie. Wanneer jy die probleem in die Vader se hande plaas en oorgee aan sy wil, sy leiding. Maar dit kan beteken dat jy daai probleem moet deurbid. Dit kan ook beteken vir sommige dat jy hulp moet vra.
Jy moet by 'n vertroueling uitkom. Jy moet teenoor iemand jou hart blootstel. Jy moet dit wat daar binne kan aangaan uitkry. Dit kan beteken dat jy by 'n beraader moet draai. Vir sommiges beteken dit jy moet 'n dokter sien. Daar's baie dinge in so van stres en veral as ons verder gaan in die psigiese aspekte daarvan depressie, dis 'n werklikheid. Mense sit met hierdie tipe goed. Maar vanoggend wil ek jou na die kruis draai. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jy doen en wat jou oplossing en wat die strategie is wat die Here jou selfs lei om te doen nie. Kom net by die kruis uit, want daar's vrymaking in Christus. Dis hy wat jou las wil vat. Dis hy wat jou hart verligting wil gee. Dis hy wat gesterf het ook vir vrees en depressie, en angstigheid en bekommernis. Dis hy. Ek wil 'n paar punte na jou toe bring, 4 punte, wat ons sommer uit hierdie stuk uit kan haal, en dit net so lekker prakties maak. Die eerste punt wat ek wil sê, is dit wat op jou hart is, bring dit. Dit wat in hierdie skrif uitkom is, kom na Jesus toe, kom na hom toe, moenie dit begrawe nie, moet dit nie onder grond wegsteek nie, moenie in isolasie gaan wegkruip nie, kom met jou las. Dit laat ons dink aan daai skrif in wat Jesus praat in Matteus 11 vers 28 tot 30 waar hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed, want my juk en my las is lig. Eendag het ek bedien oor hierdie juk en ek het 'n fisiese juk hier gehad. Ek weet nie of iemand dit onthou nie. 'n Fisiese osse juk wat ek so op 'n ou geplaas het. Om net in toon te staan, dis die juk van die wêreld, dis die juk van die vyand. Hy wil jou in gevangenskap hou. Maar Christus wil vir jou vryheid gee. Vryheid van daai juk. Vryheid van daai las wat jy dra. Die Bybel is nie bang vir huil, vrae, teleurstelling, verwarring, of vrae soos, hoe lank nog, Here nie. Die woord is vol van mense wat hulle harte kom uitstort het voor die Here, wat hulle laste gebring het aan volkend. Nou blaai gou saam met my in jou Bybel na Psalm 42 en ek wil vir jou, as jy 'n nota kan maak of jou foon kan uithaal of jouself 'n WhatsApp stuur, ek wil vir jou 'n paar skrifte gee. Ek gaan nie in detail na elke vandag gaan kyk nie, maar een van hulle is Psalm 42. Ek wil hê in jou stilte tyd hierdie week, ek het met my omgegroep, die ouens wat in my omgegroep is gaan nou herken, het ons Psalm 42 deurgewerk in die week en ek wil jou aanmoedig om dit in jou eie tyd te gaan doen. Psalm 42 is 'n aangrypende psalm. Waar Dawid die psalm begin met die bekende loflied. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na hier. Ons ken daai gedeelte. Nou sê ek vir my selgroep, daai is die heroïenskrifie. Die quick fix. Maar die soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer, vertel nie van die konteks van 'n psalm waar 'n man in vertwyfeling is. Waar 'n man in bekommernis is nie, waar hy vasgegryp is, sy hart is swaar. In hierdie psalm praat dit, gee dit lyding 'n stem. Dit bring daardie lyding juis na God, eerder as om die pyn te ontken of dit weg te druk. In Psalm 42, die stelling wat Paulus
oor my skies, nou is met Paulus, Dawid maak by herhaling, hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling, Here, en waarom kerm ek so voor U? Waarom is ek so onrustig? Sê hy is in vertwyfeling, hy sukkel. In vers 4 sê hy, dag en nag is ek in trane. In vers 8 sê hy, U het golf na golf oor my laat slaan. In vers 10 sê hy, my rots, waarom het U my verlaat? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Vers 11 sê hy, dit sny deur my, is my hele wese, as my teestanders my spot en sê, waar is jou God nou? Waar is jou God nou? Hy is met daai God van jou. Hy is nergens nie. Het jy al gevoel, asof jou gedagtes, die las wat jy dra, soos daai golwe van die see is. Nes jy dink jy kom op om asem te skep, dan klap die volgende golf nou. En hy tuimel jou. Hy draai jou in 'n kolgat. En as jy weer opkom, dan slaan die volgende golf. Jy voel later of jy nie meer kan asem. Want jou omstandighede druk jou. Dit pressure jou. Jou gedagtes trek jou vas. Hy het jou in 'n greep. Hy los jou. En Dawid sê, Here, maar dis U. Dit voel vir of U hierdie golf op golf op golf oor my laat slaan. Dit voel of U my verlaat het. Dit voel of U nêrens te vind is in dit alles nie. Dis stellings wat ons voel, my hemel, dis bietjie onchristelik van jou om dit te sê. Maar tog, sê die Here, bring jou las as is. Geloof is nie om nooit donker gedagtes te hê. Hoor mooi. Geloof is nie om nooit donker gedagtes te hê nie. Geloof is om die donker gedagtes nie die oorheersende stem in jou hart te maak. Jy gaan donker gedagtes hê. Maar jy kies of jy daai gedagtes die oorheersende stem maak. Want die woord moet 'n sterker stem word in jou hart. Christus se woorde wat sê, kom na my, jy wat oorlaai is. Jy wat belas is, ek sal vir jou rus gee. Daai moet 'n sterker stem in jou hart hê. Punt nommer 1 is bring dit. Punt nommer 2 is verander jou bekommernis in gesprek, in gebed. Kom na die Here, maar praat met die Here. Wees eerlik, Filippense 4 vers 6 sê, en alles deur gebed, met smeking, met danksegging. Paulus sê nie, daar's niks om oor bekommerd te wees nie. Hy sê, bring dit waaroor jy bekommerd is, met gebed, met smeking. Dit sê vir my progressief van iemand wat nie net met die Here kom praat, nie net 'n vinnige gebedjie nie, iemand wat op sy knieë is voor die Here, iemand wat besig is om sy trane uit te stort voor die Here se troon, iemand wat in die nagtelike ure met die Here worstel oor die saak. Bring dit na hom toe. Bring dit in opregtheid. Wees reël. Wees opreg. Psalm 42 vers 7, wat ons nou gelees het, sê hy, uit my vertwyfeling roep ek. Uit daai plek, daai donkere plek waar jy jouself bevind, juis uit daai vertwyfeling roep jy na die Here. Roep jy. En dan kan ons vers 2 en 3 van Psalm 42 lees, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor hom verskyn? Wat jou pla, moet jou gebed word. Wat jou pla, moet jy eerlik na hom toe vat.
Woorde soos Here, ek is bang. Ek verloor my werk. Ek kan nie die druk nie vat nie. Here, my huwelik is besig om uitmekaar uit. Ek weet nie wat om te doen nie. Here, ek weet nie hoe ons hierdie maand gaan deurkom. Die rekening loop op. Dis te veel vir ons. Here, ek is kwaad. Ek is verbitterd. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Here, ek weet nie meer wat om te doen. Dis die tipe woorde wat iemand in eerlikheid na die Here toe vat. Iemand wat sê, hier is ek, Here. Net soos ek is, hier is wat ek voel. Hier is die ongefilterde weergawe van my hart. En dan nog 'n psalm te vat, blaai saam met julle is nou Psalm 42, blaai saam met dan Psalm 62. Maklik om te onthou. 42, 62. Miskien psalms wat jy gewoonlik nie so raak sien. Psalm 62 vers 2 tot 9 wil ek gou lees. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas kan staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger, my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skiet behaag in leuns. Met die mond seën hulle, maar in die hart vervloek hulle my. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Hierdie is die woorde van 'n man wat nie sukkel. Interessant, altyd as ek die psalms lees, Dawid die een oomblik is hy daar waar dit klink asof die see hom wil insluk. Maar die volgende vers kom dit weer, maar U is my rots. U is my toevlug. Maar dit voel vir jou, weet of jy al daar was nie, waar jy 'n werksituasie is waar dit voel vir jou, almal is uit om jou te kry. Dis asof mense voor jou mooi vriendelik is, maar agter jou is hulle besig om jou toe te stop. Besig om van jou te skinder. Besig om jou sleg te praat. Op 'n punt voel jy, dis nie te veel vir my. Dis waarvan hy praat. Dis 'n realiteit. Hy's eerlik met die Here. Hy stort sy hart in eerlikheid voor die Here uit. Of jy nog 'n psalm gee, blaai na Psalm 13, 42, 62. Nou gaan ons na Psalm 13. Hoor hierdie psalm. Die opskrif in my Bybel is, hoe lank nog, Here? Ek weet nie of jy dit al gevra het nie. Hoe lank nog, Here? Hoe lank moet ek nog gebukkend gaan onder hierdie las? Hoe lank voordat U vir my deurkom? Hoe lank voordat hierdie beloftes wat U vir my gee 'n werklikheid word? Hoe lank nog, Here? Ek kan nie. Voel of ek nie 'n oomblik verder op my eie kan staan nie. Hy sê hierso, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog vir my wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog net nuwe lewens. Want ek kan nie. Jy gedink dis nie iets wat jy vir die Here kan vra. Hoe lank nog? Hier staan dit in die woord. Het jy vrae wat jy nie kan verwoord nie? Is te bang om dit te sê, want klink op jy disrespectvol. Jy is nie, as jy eerlik is.
met die Here. God vra nie dat jy jou las moet mooi praat voordat jy dit opbring. Jy hoef nie mooi broodjies te bak voor die Here nie. Sê dit soos dit is. Lê jouself bloot voor die Here. Sê dit soos dit is. Wees eerlik. So punt nommer 1, bring dit. Punt nommer 2, laat jou bekommernis jou gebed word. Punt nommer 3, dankbaarheid. Onthou God binne die pyn. Want hy sê daarso, bring dit na hom toe met gebed, smeking en dankbaarheid. Hoe die Joos is ek dankbaar wanneer ek in 'n gat sit. Dankbaarheid is om juis God te erken binne jou donkerste, diepste vertwyfeling. Binne die gat van sit. Te besef God is nog steeds reël. Hy is nog steeds die rots. Hy is nog steeds my toevlug. Dankbaarheid ontken nie die pyn nie. Dit onthou wel God binne die pyn. Dit sê nie, dankie dat hierdie verskriklike ding met my gebeur het nie. Nee. Dit sê, Here, hierdie ding is verskriklik. Maar tog is U te binne. Is hy hier. Dankbaarheid sê nie, alles is goed nie. Dit sê wel, alles is nie goed nie. Maar God het nie opgehou goed wees nie. Hoor julle die verskil? Psalm 13 waar ek nou net gelees het, vers 6 sê, ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dis dieselfde Psalm waar hy so pas gesê het, hoe lank nog, Here? Maar te midde van hy vertwyfeling waar hy verkeer, te midde van die feit dat hy dink, die Here het hom gelos, hy het hom oorgegee om net sy eie planne te maak. Sê hy, ek hou vas aan dit. Oor die uitkoms van U gee, juig my hart. Is daai uitkoms reeds daar? Nee. Maar ek dank die Here vir die uitkoms wat op pad is. Ek loof hom, want ek glo, daai uitkoms is nie. Dis op pad. Hoekom? Want hy is God. En ek moet vir myself dit herinner. Ek moet vir myself sê, al is ek in 'n gat, al voel dit op die stormwater, my daar het wat ek nie kan, moet ek nog steeds bly glo. God is my Heer. Wat my al betref, dankbaarheid is 'n geestelike dissipline. Dankbaarheid word 'n geestelike praktyk van onthou wie God is. Onthou wat hy reeds gedoen het. Onthou waar hy getrou was vir jou. Wat kan ek vandag nog raak sien, selfs al is my lewe in 'n gat? Dis wat dankbaarheid is as geestelike dissipline. My laaste punt. As jy dan nie na die Here toe bring, as jy jou bekommernisse gebed omskakel, en as jy die krag vind om God te erken, te midde van, dan sê die woord, die vrede van God staan wag. Dit hou wag oor jou hart en jou gedagtes. Filippense 4 vers 7 sê, die vrede van God sal ons harte en ons gedagtes bewaar in Christus Jesus. Daai bewaring, dis 'n beeld van beskerming en bewaking. God wil jou hart se kettinge verwyder.
En hy wil vir jou wys dat hy jou hart binne sy hande plaas en jou beskerm en vir jou vrede gee. Die storm mag dalk nog buite woed, maar die storm hoef nie my gedagtes te oorheers en my hart te verslaan. Toe ek voorby, toe sien ek hierdie beeld. Ek bedoel, dit is vir ons 'n realiteit. Hoeveel keer kom daar nie storms oor ons huise nie? Maar binne ons huise is dit warm. Is dit veilig? Ons kinders kan rustig slaap. Daar's liefde, daar's geborgenheid. Terwyl die wind waai en die storm woed om ons huis, wil die Here vir jou die vermoë gee om te midde van die storm binnekant vrede te hê. Die besef dat hy is in beheer. God se vrede is nie altyd die onmiddellike verwydering van spanning of depressie nie. Dit is die teenwoordigheid van God wat ons binneste bewaar terwyl ons deur die spanning werk. Sy teenwoordigheid wat ons deurdra. Ek wil afsluit met 'n praktiese paar stappe. 'n Paar B's. Eerstens, bring. Wat dra ek wat ek eerlik na God moet bring? Bring jou laste. Nou, tweedens, bely. Bely jou vrees. Bely jou tekortkominge. Bely die vrae wat jy het. Bely dit waaroor jy bang is en waaroor jy kwaad is. Derdens, bedank. Waar kan ek God se getrouheid raak sien te midde van my seer en my pyn en die verwoesting om my? Hoe kan ek sy naam groot maak te midde van die uitdaging wat ek verkeer? Laastens, verbly. Ek verbly my in die Here, selfs wanneer die antwoord nie onmiddellik kom. Verbly. Hier is een sin wat jy kan huis toe vat. Ek hoef nie alles te beheer om die God se vrede bewaar te word. Ek hoef nie alles uit te gefigure nie. Ek hoef nie alles te moes oorkom nie. Ek mag nog binne die realiteit verkeer van my storm, maar ek kan steeds vrede ervaar. 1 Petrus 5 vers 7 sê dit so mooi: werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Ek gaan my woord afsluit met 'n gebed en na my gebed wil ek hê jy moet in daai atmosfeer bly. Ek gaan 'n lied speel. Ek wil hê daai lied moet net tot jou gees spreek vanoggend. Dis 'n lied wat sê, you're gonna be okay. Jy sal okay wees. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons voor U kan kom in hierdie oomblik. Ek bid, Here, dat U elke persoon hier nou sal aanraak. Dat U Gees tussen hierdie banke sal beweeg. Ek weet hier's mense wat swaar harte beleef. Wie se gemoed sukkel. Wie vasgevang voel in kettinge van seer en pyn. Die bekommerd is oor die dag van môre. Dan vra ek, Here, in hierdie oomblik dat U deur U Gees ons sal bedien. Dat U deur die Gees relevant sal inspreek in ons harte en sê, ek is hier.
moenie bang wees. Jy sal okay. Dankie